Vandag wil ek spesifiek praat oor die tema sonde is 'n keuse. Nou in Jakobus 1 vers 13 tot 15 lees ons hierdie woorde: Laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur die kwaad versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Wat sonde is, kan op verskillende maniere gedefinieer word. Onder andere kan ons sê dat sonde beteken om buite die wil van God te gaan, om sy doel in jou lewe te mis. Sonde is ook ongehoorsaamheid en ongeloof. Sonde is dit wat nie tot eer van God is nie. Wat belangrik is om te besef is egter dat sonde is nie 'n ongeluk nie. Sonde impliseer altyd 'n keuse, 'n wilsdaad. Daar steek dus baie waarheid in die ou gesegde: onwetend sondig nie. Want om te sondig impliseer dat ek aan 'n versoeking toegee. Want versoekings gaan sonde vooraf. Jy het dalk al gehoor dat iemand sê: "Ag, versoekings is daar om voor te val." Wel, dis 'n infame leuen. So 'n stelling impliseer dat 'n mens maar 'n blote slagoffer is, soos 'n bil in 'n Spaanse arena wat geen kans het nie en maar net 'n slagoffer is. Nee, versoekings het alles te maak met ons wil en besluite. Wanneer ek nie meer kan kies om nie te sondig nie, moet ek weet dat ek met 'n binding in my lewe te maak het. Dis ook belangrik om te weet dat 'n versoeking as sodanig nie 'n sonde is nie. Jesus self is immers deur die duiwel versoek. Dis eers wanneer ek daaraan toegee, soos ons skrifgedeelte dit duidelik stel, dat 'n versoeking 'n sonde word. Natuurlik moet ek poog om my nie onnodig aan versoekings bloot te stel nie. Vermy dus die dinge en die plekke waar jy kwesbaar is. Ons kan met die hulp van die Here nee sê vir elke versoeking. Ek wil afsluit met God se woorde aan Kain daar in Genesis 4 vers 7 waar die Here vir hom sê: die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Kom ons bid 'n oomblik saam. Here, in u naam en deur u krag kan ek oorwin. Gee my die genade en die krag om nee te sê vir versoekings in my lewe. Amen.